was walking in the darkness with no light to guide my way. Every road I tried to follow only led my heart astray. I was searching for a reason for the emptiness inside, but I couldn't see the answer standing there the whole time. Goeiedag geliefde. Ek wil jou vandag aanmoedig om Psalm 73 in sy totaliteit 'n bietjie deeglik te gaan lees. Ek gaan gedeeltes daarvan saam met jou lees vandag, want ons wil weet, ons wil leer uit die Bybel uit, hoe kom ons deur 'n tyd waarin ons verniel word of verniel voel? En Psalm 73 is 'n uitstekende psalm wat vir ons aanduidings gee daarvoor. Psalm 73 gaan oor 'n man van God, 'n man wat in die tempel werksaam was. 'n man wat God geken het, wat God se teenwoordigheid geken het, wat die tempel goed geken het, wat die binnekant van die tempel goed geken het, en tog het dit nie met hom goed gegaan nie. En hy is baie ontstel daaroor dat dit goed gaan met ander mense wat God vervloek en nie God wil ken nie, maar met hom gaan dit sleg. Hier in vers 13, ek wil vir u lees van vers 13 tot vers 17. Nou, hy het vreeslik baie gekla oor hoe hy verniel word. Maar dan sê in vers 13, dat ek die kwaad vir my het, en met die eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teeslae gebring, en elke nuwe môre straf. Hoor jy hoe die man verniel is? Maar dan slaan hy so 'n bietjie 'n ander rigting in, en hy sê, maar, as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dat was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Hier kom 'n verandering in hierdie man se lewe, hierdie vernielde man se lewe, wat steen en been kla daaroor, tot op 'n punt. Wat is die punt? Tot op die punt waar hy sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, met ander woorde, totdat hy in die tempel ingegaan het, totdat hy in daardie plek ingegaan het waar God is, en waar God se mense is. En dan sê hy van homself, van vers 21 af, toe ek verbitter was en verondering gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan u einde en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Hoor jy, hoe net is dit? Hoe kom hy by hierdie wonderlike deel van hierdie psalm uit, waar hy sulke wonderlike woorde kan skryf? Al is hy verniel. Jy sien, hy het nie vasgehaak by waar hy verniel word nie. En hoekom hy verniel is nie. Hy het 'n bietjie 'n stappie verder gegaan, en hy het ingetree in die heiligdom in. Met ander woorde, in God se teenwoordigheid in. Hy het ingetree in die tempel in, met ander woorde, ook saam met die ander wat God dien. En in daardie situasie het sy denke so verander. Miskien was hy verbitterd. Hy was. Maar hy verander na iemand wat sê, dit gaan met my goed. Ek is op 'n wonderlike plek, al is ek verniel. Maar hy kan 'n sleg reg kry daar waar hy saam met God is, en waar hy saam met die mense van God is. Saam met God, en saam met die gelowige gemeenskap. Wat beteken dit vir jou en vir my in vandag se dae? Dit beteken dat ons altyd saam met God moet wees, en ek dink die afgelope 2 dae het ons genoeg daaroor gepraat. Maar dit sê ook dat ons in gemeenskap moet wees van die wat saam met God is, God se mense. Jy moet daar wees. Waar is die geloofsgemeenskap waar jy inskakel? Waar is die geloofsgemeenskap waar jy in die teenwoordigheid van God kom? Dis die individu se verantwoordelikheid om daar te kom, waar die ander mense van God is, sodat daar nuwe insig kan kom in jou eie verniel voel. Maar die gemeenskap het ook 'n verantwoordelikheid om so iemand, 'n vernielde iemand wat inkom, te kan sien, te kan erken, te kan ontvang, empatie en simpatie mee te kan hê, te kan meeleef en te kan ophelp.
Hoor jy? Die herstel van vernieuw lê in saam wees, saam met God, in sy heiligdom, saam met die mense van God, daar waar hulle saam in God se teenwoordigheid is. Te veel mense wat verniel word, verwyd God so maklik, maar hulle vergeet so maklik van hulle eie onwilligheid, om in die teenwoordigheid van God te kom, of in die teenwoordigheid van God se gemeenskap te wees. Maar God is altyd die een wat die skuld kry. Moenie daar in jou vernielde toestand beland nie, want dan sal jy verbitter bly, soos hierdie psalmskrywer die gevaar gehad het om te wees, vir altyd verbitterd. Maar toe in die heiligdom ingaan, toe kom die verskil. Mag jy God se teenwoordigheid so ken, mag jy so deel wees van 'n geloofsgemeenskap, dat jy kan heel word, wanneer jy verniel was. Shalom. I remember all the heartache, all the nights I felt alone, every prayer I thought unanswered, every tear I'd never shown. But your love was always with me, even when I couldn't see. Now I know it was your mercy that was carrying